12-leerders, welkom by vandag se wiskundige geletterdheid les oor herleiding. My naam is Nita Mouton. Hierdie les word aangebied deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. In herleiding is dit bitter belangrik dat jy die volgende doelwitte kan doen aan die einde van hierdie les. Met metingseenhede gaan ons van jou vra om met matriekstelsel uit die geheue uit te kan herlei. Jy moet tyd ook uit jou geheue uit kan herlei. Kookomskakelings gaan jy met faktore of tabelle moet kan herlei. Ons sal dit altyd vir jou gee. Meeteenhede tussen verskillende stelsels, soos by matriek na imperiaal, na ponde en myle en daai tipe van goed gaan jy moet kan herlei, maar ons gaan daar ook vir jou die faktore gee. Jy gaan ook tussen verskillende stelsels moet kan herlei, soos byvoorbeeld wanneer jy vaste stof na vloeistof omskakeling doen. Met ander woorde, wanneer jy kubieke meter na kiloliter of liter toe moet omskakel. Of vierkante meters na vierkante sentimeters. Dit is belangrik om daardie tipe van omskakelings ook te kan doen. Dan gaan jy met temperatuur en Fahrenheit met mekaar kan omskakel. En die belangrikste van alles is, ons het al hierdie goeders nodig, sodat ons afstandspotentiëitberekeninge kan doen. Hier is dit ook belangrik by kaarte. Dit gaan jy daar ook baie belangrik moet kan gebruik. Wat het jy nodig om te weet voordat jy begin? Ons het hierdie goed nou al gedoen, graad 10 en graad 11. Jy gaan moet matrieke eenhede kan herlei. As ons kyk na al hierdie matrieke eenhede, ons moet kan herlei met lengte of afstand, ons moet massa en gewig kan herlei en kapasiteit kan herlei. Onthou dit wat binne in 'n bottel is. Dan moet jy imperiaal en metriek met mekaar kan vergelyk. Onthou daai tabelle van duime na sentimeters en daai tipe van goed. En wanneer ons hier praat van pond, praat ons nie van die geldeenheid nie, maar van die gewig. Ons moet kan herlei van metrieke, imperiale eenhede en matrieke eenhede met mekaar vergelyk, van afstand, wanneer ons praat van myl en kilometer en daai tipe van goed. Jy moet kan herlei tussen Celsius en Fahrenheit, maar ons gaan altyd vir jou die formule gee, jy hoef nie die formule te leer nie. Kom ons kyk gou na 'n grondlyn assessering. Kyk waar pas jy in en of jy die basis het. Vraag 1. Die beste eenheid om 'n lengte van 'n pizzaboks mee te meet. 'n Pizzaboks is nie 'n baie groot ding nie. So ons gaan waarskynlik kyk na millimeter. Die volgende voorbeeld is 'n voorbeeld van imperiale eenheid. Ons ken vir kilogram, ons ken vir liter. Dis die goed waaraan ons werk. Duim is vir ons 'n klein bietjie vreemd. Dit is die imperiale stelsel. Temperatuur in Suid-Afrika word gemeet in. Ons verstaan nie so lekker van Fahrenheit nie. Ons weet van Celsius. Ons ken Celsius. 1 koppie water is 250 milliliter. Bepaal die aantal koppies vir 750 milliliter. So ek vat die 750 milliliter en ek deel dit met wat 1 koppie water is. So ek deel dit deur 250, dan kry ek 3 koppies. Mike ry 27 minute van sy huis tot by die skool. Bepaal die duur in ure. So wanneer ek minute na ure toe moet herlei, moet ek dit na 'n desimale uur toe herlei. So ek vat die 27 en ek deel dit deur 60, dan kry ek 4,5, 0,45 uur. En dit gee dit vir my C. Hier moet jy versigtig wees. Baie mense gaan dink dit is 0,27, maar versigtig, dit is nie daai ene nie, hoor. Die eerste periode by die skool begin om 8:15 en eindig om 9:00 die oggend. Bepaal hoe lank die eerste periode is. So vat eindtyd minus die begintyd en dan kry jy 45 minute lank. Net om weer daardeur te gaan, kom ons kyk gou na die antwoorde. 'n Pizzaboks se lengte is 'n klein ding, ons meet dit in millimeter. Imperiale eenheid is duim. Temperatuur in Suid-Afrika word gemeet in Celsius.
en om 750 ml om te skakel na koppies, gee ons 3 koppies van ons 250 ml in 'n koppie. Maai kry 27 minute lank, dit sal 0,45 uur wees, deel dit met 60. Die eerste periode by die skool, die lengte van die eerste periode, gaan 45 minute wees. Om te kan, die terminologie wat jy gaan nodig hê vir hierdie vir herleiding is verskriklik belangrik, want as jy die terminologie nie ken nie, gaan jy nie weet wat die vraag jou vra nie. Dan gaan jy sukkel en jy gaan vashak. As hulle praat van 'n afmeting, dan moet jy weet, hulle praat van die grootte of die lengte van iets. En iemand het iets gemeet om 'n afmeting te kry. Wanneer ek herlei, gaan ek van een stelsel na 'n ander stelsel werk en ek gaan gewoonlik maal of deel. Wanneer ons praat van 'n herleidingsfaktor, gaan ons maal en ons gaan deel met 'n faktor wat vir jou gegee is, gewoonlik by die imperiale stelsel. Die metrieke stelsel is 'n stelsel wat ons gebruik wat in desimale werk. So daar gaan ons werk met faktore van 10, ons gaan soms met 100 of met 1000 werk. So ons gaan of maal of deel met 10, 100 of met 1000 om te herlei van die een eenheid na die volgende eenheid. Imperiale stelsel is 'n stelsel wat gebruik word in Amerika en in Engeland en so. Dit is 'n stelsel waar hulle werk met myle en ponde, onthou dis pond, nie die geldeenheid nie, maar die afstand, die gewig. Daar gaan ons herlei met 'n herleidingsfaktor. Ons het nou gepraat van 'n faktor en ons gaan deel of ons gaan maal met 'n faktor wat vir jou gegee word. Temperatuur beteken hoe warm of koud ietsie is. En die kapasiteit is die hoeveelheid wat 'n houer kan hou. Dit word gewoonlik gemeet in milliliter of liter of kiloliter. Wanneer ons nou moet herlei, kom ons werk met die metrieke stelsel. Metrieke stelsel is belangrik dat jy weet, daar's altyd 'n basiseenheid. En die basiseenheid word of 1000 groter, wat dan praat van kilo, of 1000 kleiner, wat dan praat van milli. Maak nie saak waarmee jy werk nie, of dit afstand, gewig, of vloeistowwe is waarmee jy werk. 1000 groter as 'n basiseenheid is 'n kilo, en 1000 kleiner as 'n basiseenheid is 'n milli. Wanneer ek werk met afstand, is ons basiseenheid meter. As ons afstand, 'n meter maal met 1000, dan kom ons by 'n kilometer uit. Wanneer ons 'n meter deel met 1000, kom ons by milli uit. Maar tussen milli en meter het sentimeter gegaan en ingedruk. Centi beteken 100. Iemand se centenary birthday beteken hy's 100 jaar oud. So wanneer ek gaan in afstand van 'n groot eenheid na 'n klein eenheid, groot na klein, gaan ek maal met die faktor, of 1000, of 100, of 10. Wanneer ek gaan van 'n klein eenheid na 'n groter eenheid, gaan ek deel. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Wanneer ek gaan van 400 meter en ek moet al die pad gaan tot by kilometer, gaan ek sê die 400, ek gaan van 'n kleiner eenheid na 'n groter eenheid, so dan gaan ek deel met 1000. Wanneer ek gaan van 'n groot eenheid na 'n klein eenheid, meter is 'n groot eenheid, millimeter is 'n klein eenheid, dan gaan ek maal. Ek gaan eers maal met 100 om by senti uit te kom, en dan met 10 om by milli uit te kom, of ek kan sê 35 en ek maal al die pad met 1000 om van meter tot by millimeter te kom. Ons sal nou weer 'n paar voorbeelde daarvan doen. Die volgende een wat ons nou gaan kyk is gewig of massa. Massa se basiseenheid is gram. 1000 groter as 'n gram is 'n kilogram, en 1000 kleiner as 'n gram is 'n milligram. Dan het ons enetjie ekstra, 'n ton is 1000 groter as 'n kilogram. Weereens, wanneer ek beweeg van 'n groot eenheid na 'n klein eenheid, gaan ek maal, en wanneer ek beweeg van 'n klein eenheid na 'n groot eenheid, gaan ek deel. Tussen hierdie eenhede is almal net 1000. Dit maak dit vir ons baie maklik. Van 'n gram na milligram is dit 1000,
van 'n gram na 'n kilogram is dit 1000 en tussen 'n kilogram en 'n ton is daar ook 1000. So dit maak dit vir ons baie maklik, dis net by afstand waar sentie gaan indruk. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Van 5600 gram na kilogram, gram is kleiner as 'n kilogram, so as ek van 'n klein eenheid gaan na 'n groot eenheid, gaan ek deel, en ek gaan deel met 1000. Oeps, daai ene, 1000, skus. So dan is dit 5600 gram gedeel deur 1000 gee ons 5,6 kilogram. Wanneer ek van ton af moet beweeg al die pad op by gram, ton is 'n groot eenheid, gram is 'n klein eenheid. So ek gaan maal met 1000 van 'n ton en 1000 van kilogram na gram en 1000 van gram na milligram. So ek gaan maal met 1000 tot by kilogram, 1000 tot by gram, dan kry ek 43000 gram. Die volgende eenheid wat ons nog gaan kyk is kapasiteit. Onthou, kapasiteit is dit wat binne in die houer kan inpas. Dis gewoonlik 'n vloeistof. Die basiseenheid vir kapasiteit is liter. 1000 groter as 'n liter is 'n kiloliter en 1000 kleiner is 'n milliliter. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. As ek 16000 milliliters het en ek moet van milliliter gaan na kiloliter. Milliliter is 'n klein eenheid, kiloliter is 'n groot eenheid, dan gaan ek deel. Ek gaan deel met 1000 om tot by liter te kom, en dan gaan ek weer deel met 1000 om by kiloliter uit te kom. Dan kry ek 0,016 kiloliter. Wanneer ek gaan van 'n groot eenheid na 'n klein eenheid, dan gaan ek maal. As ek 2,5 kiloliter het en ek moet by liter uitkom, gaan ek maal met 1000 en dan kry ek 2500 liter. Nou moet ons bietjie kyk na 'n ander vorm van afstand. Afstand wat ons 1 meter vat en ons maal die lengte vat en ons maal hom met die breedte, dan kry ons oppervlakte. So ons het hierso gemaal 'n breedte gemaal met 'n lengte, dan kry ons vierkante meter. Ons kry dan oppervlakte. Oppervlakte se basiseenheid is vierkante meter. Maar nou gaan ons as ons na vierkante kilometer toe gaan, is daar ook 1000 tussenin, maar ons moet ons werk met 'n oppervlakte met vierkante, werk ons nou met 1000 tot die mag 2. So ons moet nou maal met 1000 tot die mag 2 om by kilometer uit te kom. Wanneer ons gaan van vierkante meter tot by vierkante millimeter, is daar ook 1000 tussen meter en millimeter, maar ons werk met vierkante, so ons moet onthou om die tot die mag 2 by te sit. Goed, kom ons kyk. As ons gaan van 'n groot eenheid na 'n klein eenheid, gaan ons maal. As ons gaan van 'n klein eenheid na 'n groot eenheid, gaan ons deel. Soos wat ons voorheen gedoen het. Ons moet net onthou van die tot die mag 2. As ek van 400 vierkante meter toe moet gaan na vierkante kilometer, gaan ek van 'n klein eenheid na 'n groot eenheid, so ek gaan deel. Ek gaan nou deel met 1000, soos wat ek normaalweg doen, tot die mag 2. Dan skuif my komma met 6 plekke. So dan gaan dit wees 0,0004 vierkante kilometer. Wanneer ek gaan van 'n groot eenheid na 'n klein eenheid, so vierkante meter is groter as vierkante millimeter, dan gaan ek maal met 100 om van meter tot by sentimeter te kom, en 10 van sentimeter tot my millimeter, maar ek moet nie vergeet van die tot die mag 2 kies nie. So 'n groot eenheid, 35 vierkante meter, maal met 100 tot die mag 2, gee vir my 350.000 vierkante sentimeter. Ek maal dit met 10 tot die mag 2 om by millimeter uit te kom, dan kry ek 35 miljoen vierkante millimeter. By kubieke eenhede het ons, dis niks anders as gewone normale afstand nie. Wat nou gebeur is ons het 'n lengte en 'n breedte
en 'n hoogte wat ons met mekaar maal. So daar's 'n meter, daar's 'n meter en daar's 'n meter wat ons met mekaar maal. So dit gaan nou wees meter tot die mag 3 om by kubiek uit te kom. 'n kubieke meter wat ons 1000 keer groter maak, word 'n kubieke kilometer, maar dit is 1000 tot die mag 3. Want ons het lengte en breedte en hoogte met mekaar gemaak. Wanneer ek van vierkante meter tot by kubieke meter tot by kubieke millimeter gaan is daar 'n verskil van 1000 maar met 'n tot die mag 3 by. Of as ek nou moet gaan na kubieke sentimeter toe, dan is dit 100 tot die mag 3. Wanneer ons kubieke sentimeter, jy gaan baie van jou oppervlak, volumes gaan jy moet uitwerk in kubieke sentimeter en dan herlei na kapasiteit. Ons het 'n herleidingsfaktor daarin. Dit is hoekom dit belangrik is om te weet hoe om van kubieke sentimeter na die ander eenhede te herlei, want jy gaan hom baie gebruik. Wanneer ek gaan van 'n kleiner eenheid na 'n groot eenheid, wanneer ek gaan van kubieke meter na kubieke kilometer, gaan ek deel, want ek gaan van 'n kleiner eenheid na 'n groter eenheid, so ek moet deel met 1000, maar 1000 tot die mag 3, want ek werk met kubiek. Tik hom net so in jou sakrekenaar in, 400 gedeel deur 1000 tot die mag 3, dan kry jy 0,00000004 kubieke kilometer. Wanneer ek werk van 'n kleiner eenheid, 'n groot eenheid na 'n kleiner eenheid, gaan ek moet maal. En ek gaan hom doen net soos wat ek normaalweg doen, maal met 100 van meter om tot by sentimeter uit te kom, maar onthou van die tot die mag 3. So jy tik hom net so in jou sakrekenaar in. 35 maal met 100 tot die mag 3, gee vir 35 miljoen kubieke sentimeter. Nou gaan jy moet kan herlei tussen volume, wat die buite spasie is wat jou boks opneem op jou tafel, na kapasiteit van dit wat binne in jou boks kan wees, in milliliters of kiloliters. Daar's 'n herleidingsfaktor wat jy net maar moet gaan leer. 1 kubieke sentimeter gee vir ons 1 milliliter. En jou vraag gaan vir jou ietsie vra soos bepaal die volume van 'n drom wat 16 liter het in kubieke sentimeter. Ons weet ons moet by milliliter uitkom, want ons kan milliliter en kubieke sentimeter met mekaar herlei. Dis geen probleem, ons kan liter na milliliter toe vat. Ons weet ons gaan van 'n groot eenheid na 'n klein eenheid, so ons gaan maal met 1000, dan kom ons by 16000 milliliter uit. Nou kan ons herleidingsfaktor gaan toepas, en dan sê ons 16000 milliliter gee vir ons 16000 kubieke sentimeter. Baie maklik. Onthou net om te herlei na milliliter elke keer. Goed, kom ons kyk gou-gou na 'n paar aktiwiteite. Johanna hardloop 6 km per dag. Hoeveel meter hardloop sy? So ons het die 6 km wat sy hardloop, ons moet by meter uitkom. Dis 'n groot eenheid na 'n kleiner eenheid, so ons gaan moet maal. Ons gaan moet maal met 1000. Onthou jou hobbels? As jy vashak, onthou om jou hobbels te teken. Ek het millimeter, meter, sentimeter, meter en kilometer. Daar's 1000, daar's 100 en daar's 10. As jy vashak, teken daai oudjies, dan gaan jy nooit vashak nie. 'n Resep vereis 700 ml melk om vla te maak. Hoeveel liter vla sal dit wees? Milliliter is kleiner, kom ons kyk. Ek het liter, milliliter en kiloliter. Nou, ek het 1000 daar en ek het 1000 daar. Liter is groter as 'n milliliter, so ek gaan moet deel. 700 gaan ek deel met 1000 om by liter uit te kom en dit gee vir my 0,7 liter. Maklik as jy hierdie oudjies teken, né?
Johanna hardloop 6 km per dag. Hoeveel meter hardloop sy? Kilometer is groter as 'n meter. Kom ons teken ons op ons. Daar is 1000 dae, 100 dae, 10 dae. Kilometer is groter as 'n meter, so ek gaan moet maal. En ek gaan maal met 1000. 6 km maal met 1000 gee vir my 6000 meter. Goed, as een peperment lekkertjie 2600 mg suiker bevat, hoeveel gram suiker sal daar in 'n pakkie met 8 peperment lekkertjies wees? Onthou om daai in 'n by te sit. Eerstens gaan ons moet herlei van milli na gram. Milli is kleiner as 'n gram, so ek gaan moet milligram, gram, kilogram, ton. Daar is 1000 tussenin, onthou julle. Ek gaan van 'n klein eenheid na 'n groter eenheid, so ek gaan moet deel. Eerstens gaan ek sê, ek vat daai 2600 en ek deel hom met 1000 om by gram uit te kom. Dan gaan ek sê 2,6 gram suiker vir elke sweetie. Dan moet ek my 2,6 vat en ek maal dit met 8. En my sakrekenaar by mekaar kry. 2,6 maal met 8 gee vir jou 20,8 gram. Kuruman beslaan 'n oppervlakte van 93,39 vierkante kilometer. Ons werk met oppervlakte. Hoeveel vierkante meter is dit? Goed, ons moet onthou van ons herleiding. Vierkante millimeter, vierkante centimeter, vierkante meter en vierkante kilometer. Daarso is 1000, maar hy het tot die mag 2. Daarso is 100, maar hy het tot die mag 2. En daar's 10, maar hy het tot die mag 2. Ek wil gaan van kilometer na meter, so ek moet maal met 1000 tot die mag 2. Goed, so dit gaan wees 93.39 maal met 1000 tot die mag 2. Dit gee vir jou, hoe baie? 9339000 vierkante meter. Heel eenvoudig as jy onthou om jou hobbels te teken. Goed, kom ons kyk gou na die antwoorde. Ons het gedeel en onthou om te maal met jou 8 peperment lekkertjies en om Kuruman uit te werk, onthou om te maal met die tot die mag 2. Goed, kom ons begin met herleiding van tyd. Hierdie gedeelte, hierdie blokkie moet jy maar net gaan leer. Hoeveel sekondes is in 'n minuut en minute in 'n uur en dae in 'n week en al daai tipe van goed moet jy net gaan leer. Wat vir ons belangrik is hoe om ure en minute te herlei na ure en terug. Hoekom? Ons gaan dit gebruik by afstandspotentheid en met kaarte. Dit is baie belangrik vir daai tipe van bewerkings. As ek nou het 8 ure en 25 minute, ek verstaan die 8 is 'n hele, so daai is nie vir my 'n probleem nie. Ek moet nou 25 minute herlei na desimale uur. En hoe doen ek dit? Ek sit net eenvoudig die 25 minute uit 60, want ons 60 minute in 'n uur. Tel ek by, druk dit op jou sakrekenaar, gebruik jou sakrekenaar knoppie, daai ene wat lyk soos 'n wat 'n breekknoppie is, sê 8 plus die 25 op 60 en dit gee dan vir my 8,42 uur. As jy nou die ure kry en jy moet hom gaan opdeel in minute en ure, dan weet ek dit wat voor staan is heeles, so hy word net ure. Dan moet ek daai 0,55 gaan herlei na minute toe. Hoe doen ek dit? Ek vat die 0,55 en ek maal dit met 60. En dit gee dan vir my 2 ure en 33 minute. Soms gaan jy bietjie moet herlei daar, net bietjie afrond. Die 33 gaan dalk vir jou gee 33, something, rondom dan net af na 2 ure en 33. Dit is bitter belangrik van tyd.
oefen hom gou. Diamante is vir die eerste keer in 1871 by Colenso Koppie in Kimberley ontdek. Hoeveel volle dekades het sedertdien verloop tot en met 2024? Jy moet weet, 'n dekade is 10 jaar. So eerstens gaan jy daai twee van mekaar aftrek. So ek gaan sê 2024 minus 1871, sit dit in jou sakrekenaar in, minus 1871, en dan kry jy 153 jaar. Maar ek moet nou weet hoeveel dekades is daar. Nou gaan deel jy daai ene met 10, en dit gee vir jou 15,3 dekades. Maar ek kan nie 1,3 dekade kry nie, so jy rond hom af na 15. Want hulle wil weet hoeveel volle dekades, anders was die 0,3 weg. Goed, daar is hy vir jou baie mooi uitgetik, want ek skryf skeef. Goed. Piet Swiegers het in 2023 die Transografiese bergfietsresies gewen. Die resies het uit 3 skofte bestaan. Gebruik die tye vir elke skof om sy totale tyd in ure en minute te bereken. Goed, ons weet ons moet ure en minute bymekaar tel. Ek gaan gou teruggaan na hierdie vorige prentjie. Jy gaan hierdie knoppie op jou sakrekenaar moet gaan soek. Daai is 'n knoppie waar jy werk met ure en minute. Ek kan met tyd optel en aftrek en herlei met daai knoppie. Goed, so as ek sien, ons het eerstens moet ons 3 ure en 7 minute bymekaar tel, dan het ons net 'n desimale uur wat ons bymekaar moet tel, dan het ons net minute. Ek kan nie die goed so deur mekaar optel nie. Ek gaan hulle almal herlei na ure en minute. So daai eerste ene kan ek gebruik. Ek kan sê 3 ure en 7 minute kan ek optel. Dan gaan ek moet die 3 ure, 285 moet ek nou herlei na ure en minute. Ek weet die 3 voor gee vir my 3 heles. Maar dan het ek 0,285 wat ek moet herlei na minute toe. Ek maal dit met 60, sit dit in jou sakrekenaar in, 285 maal 60, gee vir jou 17,1 minuut. So ek rond hom af na 17 minute. So dan het ek plus 3 ure en 17 minute. Om hierdie enetjie te herlei na ure toe. 115 minute gee vir my 1 uur, want daar's 60 minute in 'n uur en 'n bietjie. Ons weet nie hoeveel bietjies nie. So ons gaan net eenvoudig 1 uur se minute aftrek, dan is 115 minus 60 gee vir jou 1 uur en 55 minute. Nou kan ons daai bymekaar gaan tel. En jy doen dit met daai snaakse knoppie, die enetjie wat lyk soos daai. Met 'n sirkeltjie, 'n kommaatjie en 2 kommaatjies. So, jy gaan druk 3 jou knoppie, 7 knoppie, plus dan 3 knoppie, 17 vir die minute die knoppie, dan 'n plus, dan 1 vir 'n uur en 55 weer die knoppie, dan is gelyk aan. En dan kry jy in totaal, kom ons doen hom, 3 ure, 7 minute, plus 3 ure die knoppie, 17 knoppie, plus 1 uur die knoppie, 55 knoppie is gelyk aan. Dan gee hy vir my dit so, dit lyk so. Hy maak so 18, 9, daar is 'n 19 en hy het 'n kommaatjie en 'n 0 met 2 kommaatjies. Dit beteken, dis 8 hele ure en 19 minute. Daar ietsie gestaan het was daai sekondes. So baie lekker manier om op te tel en af te trek met jou knoppie op jou sakrekenaar. Dan gaan jy nooit verkeerd wees nie. Goed, kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Hier is jou antwoorde.
Goed, so ons het die sakrekenaar knoppie gebruik en ons kan onthou om te herlei na ure en minute en dan gebruik jou sakrekenaar knoppie om op te tel en af te trek, dan is jy nooit verkeerd. Afstand, spoed en tyd is verskriklik belangrik want dit is altyd in jou vraestel. Altyd by kaarte gaan jy moet werk met afstand, spoed en tyd. En hier is dit belangrik dat jy kan van 'n desimale uur moet jy kan gebruik wanneer jy met spoed of afstand of enige van daai goeders werk, want ek werk met kilometer per uur. Ek werk nie met kilometer per ure en minute nie. So as ons wil kyk hoe ver ons weet 'n trein ry 800 km en ons weet hy ry 3 ure en 15 minute. Wat gaan sy spoed wees? Dan sê ons goed, ons weet van afstand, ons wil vir spoed uitwerk, so ons werk met daai ene, dan beteken dit ons moet die afstand vat in kilometer en ons moet die tyd insit in uur, sodat ons antwoord kan kry in kilometer per uur. Want per beteken gedeel deur, so ons het kilometers gevat, gedeel deur ure, toe kry ons kilometer per uur. Eerste ding wat ons moet doen, is ons moet ons ure en minute gaan omskakel na desimale uur. So ons weet ons vat ons 3 ure plus 15 minute uit die 60 minute in 'n uur, dit gee vir ons 3 ure 25 minute. 3,25 uur. Dan sit jy dit in jou vergelyking in. Ons het 800 km gery gedeel deur 3,25 uur en dit gee vir ons 246,15 km per uur. Dit is 'n verskriklike vinnige trein. Onthou net om met jou driehoekies te werk as jy afstand, spoed en tyd doen. As ek afstand wil hê, dan maal ek spoed met tyd. As ek spoed wil hê, dan deel ek afstand met tyd. En as ek tyd wil hê, dan deel ek met afstand en spoed. Nou gaan ek sommer terug. Kom ons gaan vorentoe. Daar's ons aktiwiteit oor afstand, spoed en tyd. Die afstand tussen Kimberley en 3 susters is 425,3 km. Wat sal jou gemiddelde spoed wees om hierdie afstand in 5 ure 19 minute af te lê? Eerste ding is ons teken ons afstand, spoed en tyd driehoekie. Afstand is bo, spoed, tyd. Ons wil vir spoed hê. So ons gaan afstand gedeel deur tyd doen. Afstand, weet ons wat dit is, dis 425,3 km. Ons moet dit nou gaan deel met 5 ure en 19 minute. Die maklikste gaan wees om daai twee bymekaar te tel. 5 uur en 19 minute uit 60. Sit dit net so in jou sakrekenaar in. Jy gebruik jou sakrekenaar 5 plus jou breekknoppie, dan gaan jy bo, sit jy 19 en onder sit jy 60. En hy spoeg vir jou die antwoord uit. Dan sê hy dit is 5,31666, jy skryf alles neer. So daar kan jy hom net so gaan insit binne in jou sakrekenaar, dan is dit 425,3 gedeel deur 5,31667 uur. En as ons die twee dan bymekaar uitwerk, dit gee vir ons 79,9937253 km per uur, of ons rondom sommer net af na 80 km per uur. Onthou net, kyk jy net asseblief wat jou vraag vra. My vraag het nie gevra ek moet afrond nie, so eintlik moet ek nie afrond nie, eintlik is daai my volledige antwoord. Goed, ons kyk hier vir die antwoord mooi uitgetik. Eerste het jy die ure en minute na desimale ure geherlei, en dit toe nou binne in jou vergelyking ingesit, jou formule ingesit, en onthou, kyk maar net wat jou vraag vra voordat jy afrond. Nou kom ons by herleiding van temperatuur. Herleiding van temperatuur hoef jy nie die formule te gaan leer nie, die vergelyking te gaan leer nie. Ons sal dit altyd vir jou gee. Partykeer gaan hy die verkeerde kante omgegee word, maar hy gaan altyd daar wees. Jy sit in wat jy gekry het, en sit dit in jou sakrekenaar in en kry jou antwoord.
So as die vraag vra, wat is die temperatuur in grade Celsius indien vandag 100 grade Fahrenheit is, dan gebruik ek my vergelyking vir grade Celsius en sit net daar waar Fahrenheit staan 100 in. Dan sit 100 minus 32 vir daai ene, en dan deel jy met 1,8. Onthou net hierso, jou volgorde van bewerkings is belangrik. Kom ons kyk gou na hulle. Onthou, dit is eers die hakkies, eers daai ene, en dan die deel. En dan sou dit plus en minus gewees het as daar ene was. Onthou, volgorde van bewerkings is dit belangrik. En dan kry jy maar net jou antwoord. Ons kyk gou na 'n voorbeeld. Upington is die warmste plek in Suid-Afrika. Op 13 Januarie 1948 het temperatuur 125 grade Fahrenheit bereik. Wat sou hierdie temperatuur in grade Celsius gewees het? Hulle gee vir ons formule. So ek gaan net eenvoudig waar Fahrenheit staan, my Fahrenheit insit. Onthou die hakies, moenie van hulle vergeet nie. 125 minus 32 en ek deel dan my antwoord met 1,8. Ek druk dit net so in my sakrekenaar in, moet nie van my hakies vergeet nie. 125 minus 32 en jy deel dit met 1,8, dan is dit 51,667 grade Celsius. Dis so eenvoudig soos dit. Hier is vir jou die antwoord weer mooi uitgetik. Sit dit net mooi in jou formule in, dit wat jy ontvang het, en kry jou antwoord. Daai jou volgorde van bewerkings. Moenie jou hakkies vergeet wanneer jy goed in jou sakrekenaar intik nie, want anderster gaan jou sakrekenaar eers daai bewerking doen en dan kan jou antwoord verkeerd wees. Wanneer ons kom by die imperiale herleidingsstelsel, hierdie herleidingsfaktore, hierdie tabel gaan altyd vir jou gegee word, dit gaan ergens in jou toets wees. Ergens gaan hulle vir jou sê 'n duim is 2,54 cm. Die maklikste is om dit in 'n verhouding te sit. As ek nou wil weet wat is 20 cm in duim, skryf hom in 'n verhouding. Ek skryf 1 duim is 2,54 cm. Dan skryf ek centimeters onder mekaar, skryf soort onder soort. Ek weet nie hoeveel duim dit is nie. Ek wil dit gaan uitwerk. So ek weet 20 cm kom aan die centimeterkant. Maal oor kruis, so ek het x maal met 2,54 gee vir my 2,54x. En 1 maal 20 is 20. En al wat jy dan doen, is jy deel weg wat voor x is aan al twee kante. Dan is jou antwoord, x is dan 7,874 duim. Doen hom in 'n verhouding, maal oor kruis en deel weg wat voor x is, jy gaan nooit verkeerd wees nie. Goed, kom ons kyk na 'n voorbeeld. Die Karoo sandslang, 'n grillerige ding, word tot 35 cm lank. Hoe lank is dit in duim? Goed, ek begin met my herleidingsfaktor. 1 duim is 2,54 cm. Ek weet ek werk nou met 35 cm. Hoeveel duim is dit? Ek weet nie, ek maal oor kruis. Dan sê ek 2,54x is 35, want 1 maal 35 is 35. Deel weg wat voor x is. Druk dit in jou sakrekenaar in, 35 gedeel deur 2,54 is 13,7, ons noem dit maar 7,8 duim. Afgerond na 7,8 duim. 'n Skaap eet 0,33 pond gras per dag. Hoeveel kilogram eet dit in 1 week? Goed, ons weet, dit is pond na kilogram. Dit kan ons herlei.
maar onthou om te maal met die hoeveelheid dae wat in die week is. So ons gaan moet onthou om te maal met 7. Kom ons begin met 'n herleidingfaktor van pond na kilogram. Ons soek vir pond, dit is 'n gewig, hierso is hy. So ons werk daar met 0,33 pond. Ons weet nie hoeveel kilogram dit is nie, en ons werk skryf soort onder soort, 1 pond is 0,4535 kilogram, maal oor kruis. 1 maal x is x. Daai is nie so lekker nie, dit lyk soos 'n 1. Kom ons maak hulle so. 1 maal x is x. 0,33 pond maal met 0,4535 en dan druk jy dit in jou sakrekenaar in. 0,33 maal met 0,4535 gee vir jou 0,14965 kilogram, en ek wil weet in 'n hele week, hoeveel gaan hy dan nog eet? Dan maal jy jou antwoord met 7. Maar na 7 dae 'n week, dan kry jy 1,04758 kilogram. Dis wat 'n skaap eet in 1 week, dis verskriklik baie. Kom ons kyk gou na die antwoorde. Maal oor kruis, deel weg wat voor x is, dan kry jy 13,78. En 'n skaap eet, eers herlei jou kilogramme, vir jou ponde na kilogramme, en dan maal dit met soveel hy dae in 'n week daar is, 1,05 kilogram per week. Die skool voorsien groente aan 'n gemeenskap uit 'n klein groentetuin. Die skool versamel reënwater in 'n tank van 1000 gallon om die gemeenskaplike groentetuin nat te lei. Die water vloei uit die tank teen tempo van 2,2 liter per minuut. Goed, vloeikoers. Ons wil weet die water vloei uit die tank uit. Elke minuut is daar 2,2 liter wat uitvloei. Maar ons tank is in gallon. Eerste ding, ons moet ons gallonne herlei na liter. 1 gallon is 4,5 liter. Skryf soort bokant soort. So ons het 1000 gallon. Ons moet dit herlei na liter. Ons weet nie hoeveel dit is nie, maal oor kruis. Dan het ons 4,4 maal 455, maal met 1000. En dit gee dan vir jou 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0 liter. Hoeveel liter water word gebruik om die tuin nat te lei as 'n tuinslang vir 15 minute lank geloop het? So ons weet die 2,2 liter vir elke minuut. Al wat ons nou doen is ons vat daai antwoord in liters, ons vat ons 2,2 liter en ons maal dit met 15 minute. Jene raak ek sommer deur mekaar. So dis 2,2 liter wat die vloeikoers is vir elke minuut, en om te bepaal hoeveel water vloei uit in 15 minute, maal jy die 2,2 liter met 15, sit dit in jou sakrekenaar in. 2,2 maal met 15, geef ons 33 liter water in 15 minute. Daar is die antwoorde vir jou weer mooi. Goed, die volgende is huiswerk vir jou. Jy moet asseblief vir jouself foto's neem van hierdie huiswerk, dat jy hierdie herleiding kan gaan oefen en te kyk of jy daarby uitkom. Aan die einde van die aanbieding is die antwoorde vir jou gegee, sodat jy mooi kan gaan kyk of jy kan regkom met hierdie goed. Ek stel voor, as jy vashaak, gaan kyk weer na die aanbieding, kyk waar het jy vasgehaak. Kom ons gaan net gou deur. Hier is die huiswerk, jy moet eers koppies en onse met mekaar vergelyk, en daar's 'n brood wat gebak moet word. Kyk 'n bietjie, vraag 1,
moet jy milliliter meel en 'n koppie gaan herlei, jy moet gram, moet jy gaan uitwerk hoeveel gram vir die brood het jy nodig, dan moet jy Celsius gaan omskakel. Vraag 2 het te doen met die hoeveelheid skape en liters, en daar is milliliter en kiloliters en kubieke sentimeter, hoeveel weeg 'n skaap, ek gaan kyk 'n bietjie weer daarna. Vraag 3, neem gou jou foto van hierdie, voordat ek nou aangaan. Almal klaar geneem? Goed, vraag 3, geneem asseblief gou ook 'n foto van hierdie ene. Jy moet hier met tyd herlei, jy moet met tyd kan herlei en tyd roosters kan werk. Kyk 'n bietjie na hierdie ene en bepaal die spoed, afstandspoed en tyd, nê? Onthou jou driehoekie, gaan teken jou driehoekie, maak seker jy kan dit doen. Dan vraag 4 kom uit 'n vorige vraestel uit. Vraestel 2, November 2021, gaan kyk 'n bietjie of jy hierdie lerkussie kan gaan uitwerk wat hulle daar vra. Die antwoord is ook vir jou aan die einde. Neem gou jou foto. Goed, jy kan nou na hierdie, kan jy metrieke eenhede kan jy herlei. Tyd kan jy herlei. Onthou, belangrik vir afstandspoed en tyd. Jy kan kookomskakelings doen en daar gaan ons vir jou altyd die faktore gee. Onthou, ons werk met goed wat vir jou gegee word. Jy kan verskillende stelsels met mekaar herlei wat jy nou kan doen. Onthou, ons het gewerk met tabelle wat jy net gebruik het om jou antwoord mee te kry. Ons het geherlei van vaste stowwe na vloeistowwe, van kubiek na milliliter, so ek onthou van daai 1 kubieke sentimeter is 1 milliliter. Jy kan dit nou doen, nee, jy kan dit gebruik. En by temperatuur omskakelings, grade Celsius Fahrenheit, jy gaan altyd die formule kry, jy moet hom net gebruik. En afstandspoed en tyd berekeninge gaan jy kry in vraestel 2, waarskynlik by kaartwerk. En jy gaan onthou om te herlei na desimale uur, by 0,5 uur is 30 minute. Dit gaan jy moet kan gebruik in die afstandspoed en tyd somme. Ons volgende les gaan wees oor omtrek en oppervlakte. Ek sien uit daarna om met julle dit te deel. Lekker dag, totsiens.